Deuteronomium 32 vers 10 tot 12. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was geen ander God by hom nie. Deuteronomium 32 kom beskryf vir ons dat die kinders van God, die volk van Israel in die woestyn is. God het hulle uit slawerny bevry uit Egipte uit en hy het vir hulle die beloofde land gaan gee. Maar hulle wou nie, hulle het nie die geloof gehad om die beloofde land in te gaan nie. En daarom dwaal hulle nou al vir 40 jaar in die woestyn rond. En ek weet nie van jou nie, maar ek dink na 40 jaar in die woestyn was hulle redelik moedeloos. En nou kom sê God vir hulle hierdie woorde, hierdie verskriklike mooi woorde. Hy sê, ek het my volk, ek het my kinders in die woestyn gevind in 'n onbewoonbare dorre land. En ek het hulle kom omhels, hulle vertroetel en ek versorg hulle soos die appel van my oog, want hulle is vir my ongelooflik belangrik. En dan gebruik hy hierdie mooi beeld. Hy sê soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop en oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke. So tree God met sy kinders op. Wat beteken dit? Wat beteken hierdie pragtige beeld van 'n arend wat na sy kinders kyk, 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop en hulle op sy vlerke vang? God kom sê daardeur vir die Israeliete van destyds, maar ook vandag vir ons wat in hom glo, wat sy kinders is. Ons is ongelooflik kosbaar vir hom. Want 'n arend bou sy nes nie op die grond nie, maar daar hoog in die kraanse. En elke jaar bou hy aan die nes aan. En later het hy 'n paleis van 'n huis gebou, 'n paleis van 'n nes, waar sy kuikens kan versorg. Hy trek hulle veertjies uit en hy leer hulle om hulle vlerke te klap en dan op 'n goeie dag, dan stoot hy hulle uit die nes uit en hulle val, hulle tuimel na benede. En wanneer hulle val, dan al wat hulle kan doen is om hulle vlerke te klap en dit voel benoud, dit voel asof hulle gaan doodval. Maar dan kom die groot arend en hy duik onder hulle in en hy vang hulle op sy vlerke en hy dra hulle terug na die veiligheid van die nes. En miskien is jy op die oomblik besig om te tuimel en te val en jy weet nie wat gaan aan nie. En jy vra, help Here, help. Hoekom het jy my uit die nes geskop? Die Here wil net hê jy moet jou vlerke sprei, jy moet hom vertrou en jy moet vlieg. Want jy is kosbaar vir God. Maar hierdie beeld het nog 'n betekenis. Behalwe dat jy kosbaar is vir God, dat jy belangrik is vir God, het jy ongelooflike potensiaal. Weet jy dat 'n arend 10.000 voet, 3.000 meter in die lug vlieg? Dis daar waar die groot vliegtuie, die Boeings vlieg. Die arend is die koning van die lug. Weet daarom, as God vir jou vandag sê, jy is soos sy arendskuiken, dat jy ongelooflike potensiaal het in Christus. Dat die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, tot jou beskikking is. Jy kan uitstyg bo jou probleme, jy kan hardloop en nie moeg word nie. Jy het die potensiaal om drome te droom en drome te leef. Hou vas aan die Here, sprei jou vlerke, vertrou op hom. Here, vandag wil ek my vlerke sprei. Ek wil U vertrou met my hele lewe. Dankie dat U my nie net laat val nie. En wanneer ek val, dan raak ek so gou benoud. Maar dankie dat ek weet, U vang my weer op U vlerke. Want U wil vir my leer wat geloof is. U wil my leer om U te vertrou. U wil my ook leer om my vlerke te sprei. Dit wil ek vandag doen, want ek weet, ek het 'n hemelse Vader wat vir my oneindig lief is. Amen.